En as ons hierdie gedeelte in Galasiërs hoofstuk 1 lees, dan lees ons van 'n diensknegt, 'n dienaar van Christus. En dan wil ek graag by dit byvoeg 'n gedeelte in Efesiërs hoofstuk 2 vers 3 waar daar staan: ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en dit wat in ons gedagtes opgekom het. Ek wil eers u gedagtes 'n bietjie wegvoer met dit wat ek u nou gaan vertel. Ek wil hê u moet uself vir 'n oomblik indink in die omskrywing wat ek nou vir u gaan gee. U is 'n passasier op een van hierdie luukse passasiersbote. Hierdie boot is besig om daar op die see te vaar en u beleef die ruimtes en die oopte van die see. En soos wat ons baie keer wanneer so iets verfilm word, dit raak sien, is die kamera besig om in te skerp en homself te fokus op 'n spesifieke toneel. U sien die kaptein van die skip wat daar in sy kajuit staan. Hy neem die interkomstelsel en hy kondig die volgende aan: alle passasiers, gee asseblief aandag. Dit is die kaptein wat hier met u praat. Ek wil u almal uitnooi om dit waarmee julle nou besig is te los en te gaan doen dit waarvoor julle lus is. Julle hoef nie meer vir enige iets te betaal nie. Alles is op die huis. Wat sou jou eerste reaksie wees? Ek is seker die meeste mense het onmiddellik van hierdie kans gebruik gemaak. Nie eers tweemaal daaroor gedink nie en gedink so by hulle self, dis dan 'n gawe kaptein hierdie wat vir ons nou alles op die huis aanbied. Maar dan beweeg die kamera en hy beweeg bietjie weg van die kaptein en die kaptein se kajuit. En soos die kamera uitzoom en 'n groter prentjie vorm, sien u die ander kajuite op die skip. Jy sien hoe mense heen en weer skarrel, een haastiger as die ander om uit te kom by dit wat hulle die graagste wil doen. En uiteindelik sien jy die geheel prentjie van hierdie groot skip op die groot oseaan. En dan begin die kamera stelselmatig fokus op die agterkant van die skip. En daar sien u die woord Titanic. Wat is jou eerste gedagte? Hierdie skip is besig om te sink. Hierdie skip gaan binne enkele ure op die bodem van die see lê en honderde mense gaan saam met hom daar op die bodem beland. En skielik maak die kaptein se aankondiging vir jou sin. Dit gaan nie meer oor die passasiers nie, want hy weet hierdie skip is besig om te sink. Hy skep 'n valse sorgeloosheid by hierdie mense aan boord van die skip. Dit is presies wat ons teksvers hier in Galasiërs vir u en my teen waarsku. Hierdie verslawing aan die wêreld, hierdie sondige begeertes, klink met die eerste oogopslag soos daardie aankondiging van die kaptein. Dis so aanloklik, dis so lekker. Jy kan doen net wat jy wil. Jy kan kry wat jy begeer. En boonop is dit op die huis. Maar wat jy nie besef nie, is dat hierdie wêreldse plesierrit besig is om binnekort in 'n absolute nagmerrie te verander. Hierdie skip is besig om te sink na die bodem van die see.
En net so, my liewe broer en suster, is die koninkryk van die duisternis 'n skip wat besig is om te sink na die see en 'n klomp passasiers gaan verdrink saam met hierdie skip. Sommer daar in die eerste woorde waarmee ons begroet is in die skriflesing, is Paulus verbaas oor die afvalligheid van die mense vanaf die ware evangelie van Jesus Christus. En dan is dit so half of hy verbaas, maar ek dink tog in 'n mate kwaad vir hulle in vers 7 sê, daar is geen ander evangelie nie. Maar wat bedoel hy hiermee? En watter ander evangelie kan ons tog moontlik aanhang? Om te verstaan wat hy hiermee bedoel, wil ek begin met die einde. Daar in vers 10 staan daar, as ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Hoor jy dit? As ek die guns van mense soek, dan kan ek nie 'n dienaar van Christus Jesus wees nie. Nou net vir interessantheid, die woord dienaar, die oorspronklike Griekse woord wat hier gebruik is, word eintlik vertaal met slaaf. Nou terwille van die jong mense, wat vandag nie meer weet wat is 'n slaaf nie, die naaste wat ons vandag daaraan kom is 'n bediende wat met 'n sekere minimumloon vir 'n sekere hoeveelheid ure mag werk. Maar in die ou dae is 'n slaaf op 'n veiling gekoop, net soos wat daar vandag met beeste en skape gehandel word. Daardie dier het geen sê nie. Die mense wat belangstel, bied op hierdie slaaf totdat die hoogste aanbod aanvaar word. Dan word die slaaf die eiendom van daardie nuwe eienaar. Daardie slaaf het geen sê oor sy eie doen en late nie en moet slegs doen dit wat sy eienaar van hom vra. As dit slegte goed is, dan moet hy dit doen. As dit goeie goed is, dan moet hy dit doen. En omdat hierdie slawe geen regte gehad het nie, kon hulle selfs mishandel word en selfs doodgemaak word, as hulle nie geluister het na die eienaar nie. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, die Bybel kom sê vir jou en vir my iets heeltemal anders. Hy sê dat die beste baase is juis hulle wat aanvanklik slawe was. Jong mense, julle klomp studente, almal van julle studeer en julle wil dadelik in 'n bestuursposisie in 'n maatskappy instap. Dit werk nie so nie. Die lewe werk nie so nie. Al het jy jou graad agter jou naam, gaan begin as die minste, sodat jy prosedures kan leer in die maatskappy, sodat jy kan leer hoe werk dinge, sodat wanneer jy die baas word, jy met ondervinding kan sê, nee, dis nie reg nie, dit hoort so. En dit wat die Here vir ons kom sê, om die meeste te wees, moet ons bereid wees om die minste te wees. Ons moet ons menslike kleinheid op sy skuif en die grootheid van God in ons lewens sien. ‘n leier is iemand wat help waar hy kan. Is iemand wat omgee en self die werk sal doen as dit nodig is. Dis iemand wat praat van ons en nie van ek en my nie. Jy sien, die eie ek word op sy geskuif. Ons word die grootheid van God gewys. 'n leier is iemand wat bereid is om te bedien en wat bereid is om te aanbid. En nie aanbid te word nie. Hy self aanbid. Om in hierdie boos en donker wêreld waarin een ek leef te oorleef, het die kerk vandag meer sulke mense nodig wat dienaars, diensknegte, slawe van Jesus Christus bereid is om te wees. Christene wat wil omgee, wat my medegelowige se belange op die hart wil dra, wat Christus Jesus wil uitleef aan elkeen wat sy pad kruis. Maar weet jy, dit is nie net Paulus wat homself as 'n dienaar of 'n diensknegt of 'n slaaf van die Here noem nie. Selfs die Here se moeder Maria het haarself 'n slavin van die Here genoem.
In Lukas 1 vers 38, dan sê sy, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Geliefdes, is ons al daar? Is ek en jy al regtig bereid om te sê, Here, hier is ek, gebruik my soos en wanneer en waar u wil? Ek dink die vraag wat by almal opkom is, hoe kan ek vandag 'n slaaf of 'n dienskneg of 'n dienaar van Christus wees? Wat maak dat ek en jy 'n slaaf is? Wel, kom ek probeer dit vir u so verduidelik. Die Here Jesus het op ons markpleine van hierdie sondige wêreld rondgeloop en gesien. Hy het goeie kwaliteite in jou en in my raak gesien en hy het besluit om ons te koop. Die verskil is, hy het nie met geld betaal om jou en my 'n slaaf van hom te maak nie. Hy het aan die kruis met sy bloed betaal, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Ons is slawe van Jesus Christus. Hy is ons Here, hy is ons baas tussen aanhalingstekens. Ons behoort aan iemand baie groter en baie meer as my medebroer of suster. Ek en jy is nou die Here se eiendom. Ons het van eienaars verwissel as ons dalk voorheen aan iemand anders behoort het. Ons behoort nie meer aan die sonde nie, hoewel ons nog sondig, behoort ons nie meer aan die sonde nie. Ons behoort aan Jesus Christus. Hoor net so mooi in Romeine 6 vers 18 sê hy, ons dank God dat julle van julle sonde vrygemaak is en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Jy sien, die dominee of die ouderling of die diaken kan nie in die kerk maak soos hy wil nie. Die lidmaat kan nie maak soos hy wil nie. Ons moet die wil van God soek in dit wat ons doen. Daarom moet ons baie deeglik vanoggend opnuut besef dat ons geen baase in die kerk het nie. Nie een van ons is 'n ander se baas of dalk sy slaaf nie. In die kerk van Jesus Christus is daar net een hoof en dit is God self. Die res van ons is slawe, diensknegte, mede-dienaars van Here Jesus Christus. En as ek en jy onsself 'n dienskneg of 'n dienaar of 'n slaaf van die Here Jesus Christus noem, dan moet ons doen wat ons eienaar van ons vra. En nou sal jy vra, maar wat is dit wat die eienaar, wat is dit wat Jesus Christus van ons vra? En weet jy, 'n doodgewone eenvoudige dingetjie. Hy sê, wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Daarom is dit onontbeerlik dat jy soms op tone gaan trap. Dat jy soms mense, ja selfs familie dalk, sal moet aanspreek oor die manier waarop hulle lewe. Daarom het ons in die kerk van Christus ook die tug wat belangrik is. Tug is nie pakslaag hier nie. Tug is om in Christelike liefde nader te trek. Boonop moet u en ek onsself gereeld aanspreek oor ons eie lewenswyse. En jy moenie huiwer om reguit te praat nie. Weet jy, geliefdes, dis eintlik baie voordelig en lekker om 'n slaaf te wees. Maar dan moet jy 'n slaaf van ons Here Jesus Christus wees. As hierdie dalk nie vir jou 'n lekker gedagte is vanoggend nie, dat jy dalk 'n slaaf moet wees nie, of as jy nie wil hê dat die Here Jesus jou eienaar moet wees nie, moet jy besef dat iemand of iets anders jou as slaaf gaan in besit neem. En dan is dit die sonde en die Satan. Dit is waarom ek vir u hierdie voorbeeld van die plesierboot gegee het. Ons teksvers sê, moenie jou deur jou sondige begeertes laat oorheers nie. Moenie dat jou liste jou op 'n verkeerde pad lei nie, of dat jou gedagtes jou laat wegdwaal nie. Dink maar vir 'n oomblik, wat vang mense alles in die laaste oomblikke van die koninkryk van die duisternis aan?
Dit is 'n gejaag, dis 'n gewerskaf agter wêreldse dinge aan, agter pret en plesier aan. Die Here sê, hulle sal liefhebbers van genot wees eerder as van God. Maar dan kom Paulus en hy kom sê vanoggend, daar is geen ander evangelie nie. Julle moet dit deeglik besef. Jy kan nie naas die Here ook nog vir Mammon, die geldgod, dien nie. Jy kan nie twee baase dien nie, want jy sal of die een of die ander een hoor ag. En soos ek vir u gesê het, Paulus het so half woedend, dalk kwaad gevra, is daar enige ander evangelie? Dis asof hy met die Galasiërs raas, nie omdat sy eie eer aangetas of sy persoonlike gesag deur mense ontken word nie, maar omdat hulle met hulle leefwyse God se eer aantas. En daaroor is Paulus baie reguit as hy sê, dat die een wat die ander evangelie verkondig as die ware evangelie, deur die vloek van God getref sal word. Dit maak nie saak, hoor baie mooi, dit maak nie saak of dit jou ouers, jou man of jou vrou, jou vriende of jou familie is nie. Paulus sê, hy is ook nie daarvan uitgesluit nie, want iemand wat 'n ander evangelie as die ware evangelie soek moeilikheid. Hoe sal ons in Afrikaans mekaar sê? Daai ou speel op afbob se stoepe. Daardie ou soek vir moeilikheid wat hy nie kan hanteer nie. En liewe gemeente, dit is waarom ons as Christene, as slawe van Jesus Christus, nie kan toelaat dat die kerk 'n ander evangelie verkondig as dit wat in die onfeilbare woord van God. Daarom kan ons nie aanvaar menslike besluite belangriker word as dit wat God in sy woord gee nie. Dit is jou plig as slaaf van die Here om aan hom gehoorsaam te wees. En daarom moet jy ook vir ander medeslawe aanspoor tot gehoorsaamheid. Jy moet hulle aanspreek oor hulle swak kerkbywoning byvoorbeeld, of oor die swak uitleef van hulle Christenskap in die wêreld daar buite. Dalk oor hulle swak en flou verskonings wanneer daar gevra word, ons wil werk vir die koninkryk van God, dan het ons mos alles en allerhande verskonings. Jy weet, vandat ek in die bediening is, het ek vir my 'n stertjie by 'n baie geuite Afrikaanse spreekwoord bygevoeg. Ons het mos die Afrikaanse spreekwoord wat sê, waar daar 'n wil is daar 'n weg. En nou sê ek daarby, en waar daar nie 'n wil is nie, is daar 'n verskoning. Daarom, my liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, as jy besig is met jou kinders, as jy dalk besig is met jou ouers, as jy besig is met jou familie, met jou vriende, praat oor hulle, praat met hulle oor die kerklewe en vra jouself soos Paulus af, klink dit nog asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek God se guns wen? Ek sê altyd vir die belydennisklas, wanneer ons by die afronding kom aan die einde van die jaar, dan sê ek vir hulle, julle moet een ding in die lewe onthou, wat mense van jou dink, kan geen verskil aan jou lewe maak, maar wat God van jou dink, gaan 'n wesenlike verskil in jou lewe maak. Wat sou jou antwoord wees vanoggend op die vraag, soek jy nog die guns van mense? Kom ek probeer vir u dit uit die Bybel beantwoord, met 2 Korintiërs 12 vers 14, en daar staan, dit is nou die 3de keer dat ek gereed is om na julle toe te kom, en ek sal nie vir julle 'n las wees nie, ek soek nie geld nie, ek soek julle. Die mense daar op die plesierboot besef nie dat hulle besig is om onder te gaan nie. Hulle besef nie dat hierdie lekker plesierrit in 'n nagmerrie gaan verander nie. Ja, die kaptein van die plesierrit van die wêreld, die eienaar van die koninkryk van die duisternis, Satan, is besig, my liewe broer en suster, om jou onder valse voorwendsels te verlei. Moenie dat die wêreld
en sy plesierboot jou saamneem na die bodem van die see nie. Daar staan in 2 Timoteus 4, ek het dit vroeër ook aangehaal, hulle sal eerder liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. Hulle sal 'n skyn godsdiens voorhou, maar die krag van hulle godsdiens het hulle nie meer nie. En dan in die woorde van die 33 vertaling, dan sê die Here, keer jou van die sulkes af. Wreed, nie waar nie. As jy alles in jou lewe probeer het om jou broer of jou suster wat op 'n dwaalspoor is, op die pad van die Here te bring, en hy volhard in sy verkeerde weë, sê die Bybel, keer jou van die sulkes af. Los hulle, laat hulle gaan. God sal met hulle werk. God sal die oordeel bring. Nou is die vraag, in die moderne tyd, wat maak ons met sulke mense in ons kerk? Moet ons maand na maand hulle offergawes gaan haal en hulle laat voortleef op hierdie valse boot van plesier en genot? Of dink julle nie dat ons eerder hulle moet oortuig dat ons nie hulle geld soek nie, maar ons soek hulle. Ons soek hulle in hierdie kerkbanke wat nog hier leeg is. Aan wie, my liewe broer en suster, moet ek en jy gehoorsaam wees? Nie aan die dominee nie, nie aan die ouderling nie, nie aan die diaken nie, nie aan my mede kerklidmaat nie. Ons moet gehoorsaam wees aan God, en dan sê God, ons moet die gemeenskap van die gelowiges beoefen. Kan nie net daar onder my boom gaan sit nie. Ek moet saam met medegelowiges aanbid. En weet jy, ek kan vanoggend vir u sê, die Here weet dat dit nie altyd maklik is nie. Want dit kan dalk probleme veroorsaak tussen jou en jou gesin, dalk tussen jou en familie, dalk tussen jou en vriende. Maar weet jy broers en susters, ons moet in 2026 op die punt kom, waar ons sê, in wie se goeie boekies wil ek wees? In die mense rondom my of in God se? As 'n slaaf van Jesus Christus sal jy partykeer weggejaag word. Sal jy dalk leehande teruggestuur word, of sal jy afgemaak word as baasspeelerig of beter weterig? Ja, jy gaan slaag kry op die pad van gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. Verduur hierdie houe wat jy kry, omdat Jesus in jou plek gespoeg is, gegeesel is, gekruisig is. As jy dit verdra soos 'n slaaf van jou eienaar Jesus Christus, al is dit soms nie lekker nie, jy sal beloon word. So sal jy nuwe sin en nuwe betekenis in jou lewe kry. Jy sal besef dat die Here, dat sy slawe waardigheid werd is. Ja, hierdie laastes, die slawe van ons Here Jesus Christus, sal die eerstes wees in die koninkryk van God. Maar die eerstes, die slawe van hierdie sondige wêreld, die reisigers op hierdie wêreldse plesier het, op hierdie wêreldse Titanic, hulle sal die laastes wees op die dag wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Dan sal hulle besef dat die kaptein van hierdie wêreldse plesierboot hulle onder valse voorwendsels verniet en sonder enige betaling dinge laat geniet het. Dan sal dit ongelukkig te laat wees. Die wêreldse plesierboot sal ondergaan met kaptein en al sy passasiers. Ek hoop en ek wil regtig bid en vertrou dat almal van ons vandag met 'n sekere hart kan sê dat jy 'n dienaar, 'n dienskneg, 'n slaaf van ons Here Jesus Christus wil wees. En as jy dit wil wees, dan moet jy soos Paulus kan sê, as ek nog steeds die guns van mense soek, kan ek nie 'n dienaar of 'n dienskneg van ons Here Jesus Christus wees. Maar God, elkeen van ons, dominee, ouderling, diaken, kerkraadslid, gemeentelid,
Mag hy ons harte vandag opnuut vernuwe. Mag hy opnuut vandag vir ons laat besef, mense is nie belangrik nie. God is die middelpunt van ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Troue Here van ons lewens, vaste rots op wie elkeen van ons kan bou. As ons vanoggend stil word, Here, dan is dit met aan die een kant groot skok in ons harte, maar aan die ander kant met groot dankbaarheid. Om te besef ons is op die plesierboot van die wêreld en nie op Jesus Christus se plesierboot nie. Here, dan wil ons dankie sê dat U opnuut elkeen van ons vergewe, dat U ons by die hand neem en ons lei, dat U vir ons 'n vrypas, 'n kaartjie gee op hierdie plesierboot van Jesus Christus, waar ons 'n slaaf, 'n dienskneg, 'n dienaar van God drie-enig kan wees. Here, dan kan ons nie anders as om U te loof en te prys vir U groot genade, vir U liefde wat ongevraagd uitgestort word op elkeen van ons nie. Dankie is so ou klein woordjie, Here, maar ons wil dit vanoggend met ons hele wese vir U kom sê dankie. Dankie dat U aan 'n kruis gesterf het. Dankie dat U bereid was om U goddelikheid te verlaat en mens te word vir elkeen van ons se sondes. Dankie, Here. Dankie. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawe waarna ons gaan af